Paulus begin in Efesiërs 3 vers 1 met 'n verrassende stelling. Hy noem homself die gevangene van Christus Jesus. In die boodskapparafrase klink sy woorde so: Juis daarom sit ek, Paulus, hier vir Christus in die tronk. Ek is in die tronk gegooi, omdat ek vir julle, wat nie Jode is nie, van Christus vertel het. Let wel, hy beskryf homself nie as 'n slagoffer van Rome nie 'n martelaar van omstandighede nie, maar die gevangene van Christus. Sy boeye, sy kettinge definieer hom nie, sy roeping doen wel. Dit verander alles. Paulus sien sy lyding nie as 'n fout in God se plan nie, maar as deel daarvan. Die evangelie word nie gestuit deur tralies of teenstand nie. Inteendeel, dikwels versprei dit juis daar. Daar is verskeie voorbeelde hiervan, onder andere in Handelinge 4. Daar word Petrus en Johannes in die tronk gegooi. Maar in hoofstuk 4 vers 4 lees ons: Ten spyte daarvan het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword, en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. In Handelinge 5 vers 18 word die apostels ook in die tronk gegooi, en dan lees ons van vers 19 af: Maar 'n engel van die Here het in die nag die tronkdeure oopgemaak, die apostels uitgelei en vir hulle gesê: Gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe. Hulle het gehoor gegee en die môre vroeg na die tempel toe gegaan en die mense geleer. Gaan lees gerus soortgelyke getuienisse in Handelinge 12, 16, 21, 23 en 28. Ons dink maklik, as my omstandighede beter was, sou ek meer vir God kon doen. Paulus sou hieroor glimlag. Hy skryf een van sy diepste openbarings vanuit 'n tronk. Beperkings beperk God nie. Omstandighede ry nie sy plan in die wiele nie. Hier is nou vir jou 'n vraag. Hoe kyk jy na jou eie gevangenskappe in aanhalingstekens? Jou uitdagings, frustrasies, dalk liggaamlike beperkings of groot emosionele laste. Wat as dit nie struikelblokke is nie, maar platforms? Wat as jy dit raak sien vir die verhoog, die speelveld of die ateljee van God? God se werk oortref altyd ons omstandighede. Sy plan infiltreer ons situasie, nie andersom nie. Dit beteken jou huidige plek, selfs die ongemaklike een, is nie buite bereik van sy doel nie. Paulus leer ons hier in Efesiërs 3 om identiteit bo omstandighede te kies. Jy is nie wat met jou gebeur nie. Jy is in Christus. Jy is herskep, splinternuut, en jy is God se oogappel. Kom ons bid saam. Here Jesus, help my en bewaar my daarvan dat enige iets wat vir my 'n beperking is, of soos 'n las voel of 'n tekortkoming, dat ek nie dit sal sien as 'n struikelblok nie. Dankie dat my omstandighede U nie beperk nie. En daarom bid ek, Here, gebruik my net soos ek is. Gebruik my tot eer van U naam, in U koninkryk en in die wêreld. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.